dit daar buite. Ons kan definitief sê, winter is hier. Ons moet nou warm klere aantrek. In Engels noem ons dit clothes, soos 'n serp en 'n mussie. 'n Reënjas om in die sneeu, reën en wind te mag speel. 'n Warm baadjie en natuurlik handskoene om ons handjies en vingers warm te hou. Kom ons kyk 'n bietjie na verskillende kleure in die prentjie. In Engels noem ons dit colours. Kleure en kleure klink nogal baie dieselfde. Hier het ons 'n rooi missie en serp, 'n geel reënjas, 'n groen baadjie en blou handskoene. Kyk nou of jy al die verskillende kleure van die missies vir mamma kan noem. Kom ons vertel gou ons eie storie met prente. In die winter is ons altyd lus vir warm, gebakte of gekookte kossies. Nina is lus vir 'n lekker gebakte tert. In die eerste prentjie help sy haar mamma in die kombuis, maar Nina is nog 'n bietjie kort om bo oor die tafel te kan sien, so sy trek vir haar 'n stoeltjie nader. In die tweede prentjie sien ons dat mamma alreeds al die bestanddele reg het. Nina meet die bestanddele af en help mamma om te roer. In die derde prentjie is Nina baie trots op haar tert. Nou is dit tyd om hom in die oond te sit. In die vierde prentjie kom sit almal om die tafel. Nina en mamma se tert ruik heerlik. Mamma vra, nou wie wil die eerste stukkie hê? Nina roep en steek haar handjie in die lug. Ek. Hier is nog 4 prentjies. Kyk nou of jy self die storie vir mamma kan vertel. Hier kyk ons na verskillende vorms. Julle ken seker al hierdie vorms se name. In die eerste prentjie sien ons 'n sirkel. In die prentjie onder hom sien ons 'n Dis reg, dis 'n vierkant. Bo langs die sirkel het ons nog 'n vorm. Ons noem hierdie vorm 'n reghoek. En onder die reghoek het ons 'n vierde vorm en ons noem hierdie vorm 'n driehoek. Kyk of ons al die vorms se name reg genoem het. Ons eerste prentjie was 'n sirkel. Onder hom het ons 'n vierkant. Bo langs die sirkel was 'n reghoek en onder die reghoek is 'n driehoek. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie prentjies. Dit is 'n sneeuman en ons het gebruik gemaak van sirkels om hierdie sneeuman te bou. Kan julle die sirkels raak sien? Kom ons tel hulle gou. 1, 2, 3 sirkels word gebruik om hierdie sneeuman se lyfie en kop te bou. Hier is nog 'n voorbeeld van 'n sneeuman. Daar was reghoeke gebruik om hom te bou. Kom ons tel weer. 1, 2, 3 reghoeke. En van julle maatjies is baie slim. Kyk net die knopies op die sneeuman se bors. Dit is ook sirkels. En die neusie van die sneeuman lyk nogal soos 'n driehoek.
Soos julle gesien het, maatjies, kan ons gebruik maak van vorms om 'n sneeuman te bou. Wil julle saam met ons julle eie sneeuman bou? Hier is 'n prentjie wat ons kan uitdruk en ons gaan vir julle stap vir stap wys hoe om julle eie sneeuman te bou. Druk eers jou prentjie. Knip dit dan uit. Bou jou sneeuman. Versier jou sneeuman met gekleurde papier, pompoms en selfs knopies. Knip vir jou vormpies uit jou gekleurde papier, byvoorbeeld 'n driehoek vir jou sneeuman se neusie, 'n vierkant vir 'n hoed en ook 'n reghoek vir die hoedjie se rand. Gee nou vir jou sneeuman knopies. Onthou om alles vas te plak met gom. Nou vir die laaste stap. Kleer die res van jou sneeuman in. Daar sy maatjies, nou het julle julle eie sneeuman gemaak. Ons het sirkels gebruik vir sy lyfie, 'n driehoek vir sy neus, 'n vierkant en reghoek vir sy hoed. Daar sy maatjies, ons hoop julle het die aktiwiteite baie geniet. Gaan trek nou vir julle warm handskoentjies aan en maak vir julle lekker warm sjokolade. Onthou om altyd warm aan te trek in die winter. Totsiens maatjies, sien julle volgende keer.